Goed, kom ons kyk waar bestaan jou graad 12 vraestel. Jy het 2 vraestelle, al 2 is 150 punte en dis 3 ure. Nou jou eerste vraestel gaan wees oor algebra en vergelyking, so dis oplos van vergelykings. Los op vir x, daar is waar jy met ontbinde faktore, eksponente, ongelykhede, die formule, alles wat daarin gaan. Dan het jy 'n vraag wat gaan oor getalpatrone en rye. Dis jou rye en reekse, jou rekenkundige rye, jou meetkundige rye en jou kwadratiese rye. Nou kyk elke keer, dis 25 tot 28, so dis 22 tot 28 punte. Dis die range waarin hulle moet werk. So jou rye en reekse is ook 25 punte. Jou finansies is natuurlik jou waardevermindering, jou saamgestelde rente en dan jou anniteite wat jou future en jou present value is. En dit is net vir 15 punte. Dan jou funksies en grafieke, hou vas, dis 35 punte. Wat is jou funksies en grafieke? Dis jou parabole, reguitlyne, hiperbole, eksponensiaal. En nou in matriek het julle mos die log ene by, wat die inverse by is. So daar kan hulle vir jou vra, kry die x-afsnit, kry hierdie lengte, waar is die ene groter as daai ene? Wat gaan gebeur as ek hom skuif? Wat is sy definisieversameling? Wat is sy waardeversameling? Al daai goed. Dan wat ook die groot afdeling is die 35 punte is jou differentiaalrekening. Nou by differentiaalrekeninge, differentiasie, hulle vra altyd vir jou die eerste beginsel, daai ene wat jy doen met die limiet h nader na 0 van fx plus h minus fx alles oor h, en dan natuurlik 'n klomp wat jy die kort metode moet doen. En dan kom hierby nog 2 goed. Die een is jou grafieke. Jou grafieke is daai 3de graads grafieke, wat hulle dan ook vir jou vra, wat is die maksimumwaarde, wat is die draaipunt, skuif ek die grafiek, x-afsnitte, y-afsnitte, so dit is eintlik dieselfde as die grafieke, maar dis nou die ene waar daar 3de mags vergelykings bykom. En dan wat ook hierby kom, is jou minimum en maksimum. Daai wat hulle sê maksimum spoed, maksimum oppervlakte, maksimum groei, dis altyd so 'n woordsom wat minimum en maksimum is. En dan die laaste afdeling is die waarskynlikheid ook net vir 15 punte. So waarskynlikheid en finansies is net vir 15 punte. Maar okay, wat is die waarskynlikheid? Dis jou Venn-diagramme, jou boomdiagramme, jou gebeurlikheidstabelle en dan natuurlik jou fakulteit. Daai wat op hoeveel verskillende maniere kan ek dit doen, op hoeveel verskillende maniere kan die dogters gaan sit en die seuns gaan sit, langs mekaar sit. En dan nou ook natuurlik jou woorde wat jy skommel en al daai goed. Hoe moet ons 'n vraestel opstel? 'n Vraestel moet opgestel word dat 20% is soos in, almal moet dit kan doen wat 12 jaar lank wiskunde kon doen. So 20%, as jy minder as 20% het jy niks gewen. Dan routine beteken, die vraag word straightforward vir jou gevra. Jy het geleer hoe om 'n x-afsnit te vra en ons vra vir jou die x-afsnit. Of jy het geleer hoe om 'n vergelyking op te los en ek vra vir jou los hom op. Komplekse beteken dus so 'n bietjie iets met 'n kink in. Kink in beteken ek gaan nie vir jou net die x-afsnitte vra nie, ek vra vir jou ietsie anderster of ek vra vir jou die raaklyn, maar ek gee die gradiënt en dan moet jy die x-waarde kry of iets in daai lyn. En dan probleemoplossing is 15%, so dis iets wat nog nooit in 'n vraestel was nie, wat hulle iets vir jou vra wat jy nou regtig uit die boks uit moet dink. So al kan jy nie die 15% doen nie, kan jy nog 85% kry, as jy net genoeg vraestelle uitgewerk het. Okay, dan, jou kennis is ook, jy moet die bewys van die somformule van 'n rekenkundige ry en 'n meetkundige ry moet jy kan bewys. Hulle kan dit vir jou vra. Hulle vra dit nie baie nie, maar onthou as hulle dit lanklaas gevra het, dan is die waarskynlikheid dat hulle dit nou gaan vra bietjie goed. So
Die twee moet jy ken. Ek het vir julle die boekwerk gestuur. Ek sal dit weer op die groep sit. Gaan kyk weer in daai borrel, hoe word dit verduidelik en hoe moet jy dit kan doen. Maar dit is die teorie van vraestel 1 wat jy moet kan doen. Goed, kom ons kyk na vraestel 2. As ons kyk na vraestel 2, boekwerk, so 'n stelling direk gevra, is 'n maksimum van 6 punte. Ons gaan nou by die stellings kom. Dan is daar statistiek, dit is die mediaan, die regressielyn, die mond en snor, die oogief, dit is 20 van die 50 punte. Analitiese meetkunde is 40. Wat is analitiese meetkunde? Dis daar waar jy met die koördinate die sirkel bereken en die oppervlakte en die lengte en die middelpunt en al daai formules wat jy het, dit is analitiese meetkunde, 40 van die 150 punte. Die grootste afdeling hier is trieg. Hoekom is dit die grootste afdeling? Want dit is die meeste. Daar is altyd 'n vraag of twee sonder 'n sakrekenaar. So dit is waar jy daai bekende hoek het, 0 grade, 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade en dan al jou asse. Dit is, so daar's altyd een met dit, of wat hulle vir jou gaan sê met behulp van 'n diagram. So dan moet jy of 'n driehoek gebruik, of jy moet daai enetjie wat jy hom so uitwerk. So dit is sonder 'n sakrekenaar. Dan is daar altyd vrae met 'n sakrekenaar. Dit is waar ons sê los op die vergelyking of bepaal enige iets wat jy wel jou sakrekenaar kan gebruik. Dan die volgende een wat ook onder trieg gaan, is jou sin en jou kos en jou oppervlaktereël. Dit is gewoonlik so 10 tot 15 punte, of kom ons sê net 10 as dit nou net 50 punte is vir dit. Onthou julle die sin, kos en oppervlaktereël, onthou hy kan in 3D wees, hy kan in verskillende vlakke wees in matriek. En dan is daar ook jou grafieke. So jou sin grafiek en jou kos grafiek en jou tan grafiek, wat natuurlik uitgereik word, omgekeer word, en gewoonlik gaan hulle 2 grafieke op een, en dan gaan hulle daai punte vir jou vra, so dan kom oplos van vergelykings daarby. En dit is hoekom trieg die meeste tel, hy het verskriklik baie werk. Goed, jou euklidiese meetkunde en meting. Meting sal ons nie sommer vir jou, ons vra vir jou die oppervlakte ensovoorts by trieg of by analyties. Goed, nou kom ons kyk. Euklidiese meetkunde, dit is waar jy die sirkels het van graad 11 en graad 12 die gelykvormigheid. Ek gaan nou meer daaroor sê as ons na die stellings kyk. Kom ons kyk hoe word die vraestel opgestel. 20% is kennis. So daai 6 punte van boekwerk kom daarin en dan is daar nog 14 ander wat maklik genoeg is dat jy dit kan doen. Routine prosedure, dis soos jy dit geleer het, dis soos ons dit vra. Komplekse manier is, ons vra hom so bietjie anders met 'n bietjie van 'n draai en dan jou probleemoplossing is weer 15%. So almal kan 85 kry want julle is baie slim kinders. Kom ons kyk gou na jou teorie. Jou teorie is jou graad 11 stellings. Nou jy het 9 stellings in graad 11. Die eerste stelling is daai ene wat gesê het 'n lyn deur die middelpunt loodreg op die koord gaan die koord halveer en as hy die koord halveer gaan hy loodreg wees. Jy moet die redes reg neerskryf. As jy nie daai redes reg neerskryf nie, dis in baie van die goed het ons vir jou die redes gegee, dis so 'n hele lys van redes. As jy dit nie reg neerskryf nie, gaan hulle nie jou punt vir jou gee nie. Dan het ons die middelpunthoek is die 2 maal die omtrekshoek en dan het ons omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment en 'n hoek in 'n halwe sirkel. Nou hierdie ene en daai ene moet jy die bewys van kan doen. Dit is daai boekwerk. So hulle kan enigeen van daai 3 vir jou vra en nog wat ons nou gaan doen. Dit is die 3 wat jy die bewys moet
leer uit jou kop uit. Dis nie ek het nie geweet nie, ek het nie verstaan nie, ek kan hom nie doen nie. Ek het hom nie geleer nie. Jy moet hom gaan leer. Dit is die boekwerk. Dan die volgende afdeling van stellings is jou koorde vierhoeke. Dis die teenoorstaande hoeke is 180 of die buitehoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. En hierdie is ook een van die stellings wat jy moet uit jou kop uit gaan leer. So jy moet sy bewys ook ken. En dan is dit die raaklijnstellings. En hierdie raaklijnstelling is ook een wat jy moet ken uit jou kop uit. So jy moet sy bewys ook gaan ken en gaan leer. By dit kom 2 raaklyne vanuit 1 punt is altyd gelyk en 'n radius is loodreg op 'n raaklyn. So daai laaste 2 stellings hoef jy nie te kan bewys nie. Hulle gaan nie die bewys vir jou vra nie, maar hulle gaan wel vir jou daai ene wat nou 'n sterretjie het, die raaklyn. Die koorde vierhoek se teenoorstaande hoeke is 180 en middelpuntshoek en omtrekshoeke. Hierdie ene vra hulle nie eintlik baie nie. Hierdie ene nie. So wat jy eintlik moet ken is die lyn deur die middelpunt, die omtrekshoeke, die koorde vierhoek en die raaklyn. Dis die 4 wat hulle vir jou in jou vraestel kan vra, wat jy net so kan gaan leer vir 6 gratis punte. Ok, dan, hoe bewys ek dat 'n vierhoek 'n koorde vierhoek is? Daar's 3 maniere. Die een is, as een lyn, net 'n pen kry, as een lyn 2 ewe groot hoeke aan dieselfde kant daarvan onderspan, dan gaan ek 'n sirkel daarom kan trek, dan is dit 'n koorde vierhoek. Of, as die teenoorstaande hoeke 180 grade is, dan is dit 'n koorde vierhoek. Of as ek kan bewys dat die buitehoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, dan is dit 'n koorde vierhoek. So dit is nogal 'n vraag wat baie gevra word. Bewys dat dit 'n koorde vierhoek is, dis die 3 maniere waarop jy dit kan doen. So kom ons kyk gou, watter stellings het jy? Jy het die middelpunt stelling, so jy moet hierdie ene kan bewys, jy moet hierdie ene kan bewys, en jy moet die teenoorstaande hoeke is 180 kan bewys, en jy moet die raaklyn kan bewys. Dit is graad 11. Kom ons kyk na graad 12. Graad 12 het jy net 2 stellings wat jy moet kan bewys. Die eerste ene is, as hierdie lyn ewewydig is aan die ander sy, dan gaan hierdie verhouding dieselfde wees. So hierdie stelling se bewys moet jy uit jou kop uitken. Jy moet die konstruksie neerskryf vir 'n punt. Dan moet jy daai uit jou kop uitken vir 'n punt en jy moet die hele afleiding doen. So dis ook 'n stelling wat jy moet ken, wat hulle vir jou kan vra om net so te bewys. Die tweede stelling wat hulle vir jou kan vra is, hulle gee vir jou 2 driehoeke. Hulle sê die hoeke is gelyk en jy moet bewys dat die verhoudings van die sye gelyk is. So hulle gaan vir jou sê, daai hoek is gelyk aan daai hoek, daai hoek is gelyk aan daai hoek, en daai hoek is gelyk aan daai hoek. En jy gaan dit doen met kongruensie, gaan jy dit eers bewys en dan gaan jy oorgaan na ewewydigheid. Maar jy moet weet, jy gaan eers 'n konstruksie ook by hierdie een doen. So hierdie stelling moet jy ook kan bewys. So hierdie hele bewys moet jy uit jou kop uit ken. Goed, dan die sinreël, die kosreël en die oppervlaktereël. Dit moet jy ook kan bewys, maar die waarskynlikheid dat hulle dit vra is baie min. Hulle vra baie min die sinreël, die kosreël en die oppervlaktereël. So kom ons kyk, wat moet jy ken? As ons gaan kyk na jou vraestel 2, dan is daai boekwerk, hierdie 6 punte hier, is 'n stelling wat hulle vir jou gaan vra. Maar 20% van die vraestel is straightforward vrae wat jy veronderstel is om te kan doen. Dan, kom ons kyk gou, statistiek is die minste ene, dan analitiese meetkunde en Euclides is al 42 en jou trieg is 50 punte.
En dit is waaruit jou 2 vraestelle gaan bestaan. Is daar iemand wat iets wil vra hier?